Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Baie Christene glo vandag dat die profetiese gawe opgehou het na die tyd van die apostels. Maar die Bybel wys dat die kerk veral in die laaste dae baie goddelike leiding nodig gaan hê. En dit sê vir ons dat daar steeds 'n behoefte is dat God met sy kinders moet praat. 'n Behoefte aan die gawe van profesie. En alhoewel sonde 'n einde aan persoonlike kontak met God en die mens gemaak het, het God nog nooit ophou praat met sy kinders nie. Deur al die jare nog het God met sy kinders gepraat deur mense wie die profetiese gawe gekry het. Vriende, vorige keer het ons so 'n bietjie gesels oor gawes en ek dink is baie belangrik om twee dinge in gedagte te hou, selfs wanneer ons praat oor die gawe van profesie. 1, die Heilige Gees deel gawes uit. Met ander woorde, hierdie gawe kom van God af. En 2, elke gawe se enigste doel is tot opbouing van die liggaam van God, die kerk van God. En ons Bybelbelofte vanoggend, Amos 3 vers 7. Want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. En hier is wat ek so waardeer van hierdie belofte. Dit wys vir ons God se liefde. Want ongeag al die sonde wat opoop op hierdie aarde, hou God aan om met sy kinders te praat. Hy deel sy besluite, sy raadsbesluite met sy kinders. Vriende, luister saam met my na hierdie beautiful lied vanoggend. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vir interessantheid, die Bybel gebruik twee woorde om hierdie gawe te verduidelik: profeet en siener.
Nou in die woord van God is 'n profeet iemand wat kommunikasie ontvang van God af en 'n deel met die volk van God. En baie belangrik, profete profeteer nie uit eie inisiatief nie. 2 Petrus 1 vers 21 maak hierdie vir ons baie duidelik. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. En die ander woord, siener, is nog 'n benaming vir mense met 'n profetiese gawe. 1 Samuel 9 vers 9 gebruik hierdie beskrywing. En vriende, net voor hierdie te oud-testamenties begin klink, ons lees in Handelinge, nadat Jesus terug hemel toe is, het Petrus die volgende woorde gesê, en hy haal actually 'n vers van die Ou Testament aan. Handelinge 2 vers 17. En in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Vriende, hoe amazing is dit? Joël het die volk van God al gewaarsku, en Petrus herhaal dit. Die gawe van profesie is nie iets wat in die Ou Testament agtergebly het nie, ook nie net in die Bybel nie. Vandag, môre, in die laaste dae, sal God hierdie gawe ook uitdeel aan mense soos hy dit goed dink. Want vriende, soos ons belofte sê in Amos 3 vers 7, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. God gaan aanhou praat met sy volk, tot aan die einde toe. En ons sien dit so duidelik wanneer ons deur die boek van Openbaring studeer. 'n Voorbeeld hiervan, Openbaring 14. Daardie hoofstuk het 'n waarskuwende boodskap spesiaal vir 'n tyd soos hierdie, waarin ons vandag lewe. En hier is nou iets baie interessant. Vriende, ons sal van tevore gekyk na wie die Bybel sê is die kinders van God. En ons lees in Openbaring 12 vers 17, dis hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het. En so 'n paar bladsye verder in die Bybel, in Openbaring 19 vers 10 lees ons, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Wow! Vriende, met ander woorde, die groep mense wat Johannes aan die einde sien, wat staande gebly het vir God, het ook die gawe van profesie. En natuurlik maak dit net logies sin, want ons belofte sê, God sal aanhou praat met sy volk. En wat dan nog meer gerusstellend is, al is daar soveel mense vandag wat hulle self profete of sieners noem, die Bybel sê, die Heilige Gees deel hierdie gawe uit. Die Bybel sê, 'n profeet of 'n siener word gebruik om 'n boodskap te deel met God se volk. Die Bybel sê, die gawe word gebruik slegs tot opbouing van die liggaam van Christus. Die Bybel sê, die profetiese gawe is deel van 'n groep mense wat God se gebooie bewaar, en ongelukkig sluit hierdie een baie mense of kerke vandag uit. En ons Bybelbelofte is ook dan 'n belofte van onderskeiding en vertroue. Vriende, om God se stem te herken te midde van al die misleiding om ons vandag. Kom ons, as kinders van God, raak stil en ons raak sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Laat God ons lei en laat ons luister wanneer God met ons praat. Selfs deur die profete wat hy aanstel en 'n boodskap vir ons stuur vir 'n tyd soos hierdie. Ek wil u graag uitnooi. Vriende, as jy 'n Bybelvraag het oor gawes of eindtydgebeure of profete, asseblief maak met ons kontak. awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172. Ek herhaal die nommer 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid vanoggend? Ons hemelse Vader, ek wil net vanoggend vir u weer dankie sê vir al die beloftes. Dankie Here dat ons weet dat ons altyd op u woord kan vertrou. Dankie Vader dat u 'n God is wat nie in stilte of geheime werk nie. U wil met ons praat, u wil ons waarsku.
Vader, U wil ons lei. En Here, dis my gebed vir oggend, maak ons ore oop vir U stem. Vader, gee ons 'n gees van onderskeiding om waarheid van leuen te kan onderskei. En Here, asseblief, laat ons nie U profetiese stem verwerp of verwaarloos nie, maar eerder ontvang met 'n nederige hart en gehoorsaamheid. Vader, U het beloof dat U kinders nooit in die duister sal laat nie. En ek vra vanoggend, Here, mag die Heilige Gees ons lei in waarheid, in oortuiging en liefde, soos die belofte sê. En mag ons nie net hoorders wees nie, maar ook daders, doeners, tot opbouing van U liggaam. Dankie Here vir U openbaring, U leiding, U leer, U herinnering. En dankie dat ons altyd op U woord kan steun en vertrou. Vader, mag ons U woord lief hê, U gebooie in ons harte bewaar en 'n ware getuienis vir Christus wees. Dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen.